Goeiedag en baie welkom aan almal wat vandag ingeskakel het om saam met ons te kuier hier by NG Eros. Ons wil sommer afskop deur te sê baie geluk aan almal wat hierdie week wat kom verjaar. Ons hoop julle het 'n wonderlike lekker dag en dat julle familie julle sommer ongelooflik baie bederf en dat julle baie koek eet. Ons sal Desember worry om dit af te skud, nee. Ek lees vandag vir ons 'n fotum uit Johannes 10 en 'n fotum is waar ons erken dat God by ons teenwoordig is. En ek lees hierdie woorde van Jesus wat Johannes 10 vers 10 sê: Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Mag daar vir genade en vrede in oorvloed wees deur die kennis van God die Vader, ons Here Jesus Christus, wat vir ons oorvloedige lewe wil gee en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons is tans in die middel van ons skaars genoeg reeks en ons het al 2 dienste gehad wat gelei is deur Bram Hannekom en Stefan Joubert. 2 ongelooflike boodskappe wat ons by hulle gekry het oor die tema skaars genoeg, wat so waardevol is in tye soos hierdie. Ek wil aanmoedig om daai aanbiedings ook te gaan kyk asseblief. Maar tog staan elke aanbieding, elke erediens op sy eie voete. En vandag is ons gelukkig genoeg om vir Emmanuel van Tonder te nooi om saam met ons te gesels oor hierdie tema van skaars genoeg. Nou, wie is Emmanuel van Tonder? Emmanuel was studentepredikant by Universiteitsoord gemeente aan die Universiteit van Pretoria en hy was ook vir jare lank dominee by Stellastraat gemeente. En tans bevind homself by NG Linwood in Pretoria Oos. En Emmanuel se aanslag, hoe kan ons sê, die veld waarin hy 'n expert is mindfulness. In Afrikaans sê ons teenwoordigheid. Hy vra altyd die vraag, maar hoe kan ons teenwoordig lewe? Hoe kan ons vir God beleef hier waar ons nou is? In plaas daarvan om te worry oor wat in die toekoms gaan gebeur, of wat in die verlede gebeur het, fokus ons op hier en die nou. En raak ons bewus en oop vir die oomblik vir God om ons te ontmoet, daar waar ons is. En ek wil vir julle 'n storie vertel van Emmanuel wat dit so mooi verduidelik, want Emmanuel is nie net iemand wat ons leer oor mindfulness nie. Hy is ook iemand wat dit fisies leef in sy lewe. En dit is so mooi om te sien. 'n paar jaar terug het sy huis afgebrand. 'n tragiese oomblik waar hy gesit en werk het aan 'n preek in sy studeerkamer, sy vrou in die kombuis en sy seun in sy kamer. Ewe skielik ruik hy rook. En hulle kom toe agter dat daar 'n elektriese brand ontstaan het in die dak en die plafon waarby hy nie kan uitkom nie. En hulle weet in daai oomblik dit is eintlik maar verby. En Emmanuel skryf vir sy vrou vir Monica en vir sy seun en hulle sê hulle moet maar net gryp wat hulle kan en hulle hardloop toe buitentoe. En hulle staan letterlik en kyk hoe hulle huis afbrand. En Emmanuel neem toe die tyd. In daai geleentheid sê vir sy vrou en vir sy seun, maar dit is nou 'n sosiale eksperiment. Kom ons maak erns hiermee. Kom ons raak bewus van wat ons voel in ons binneste terwyl ons huis afbrand. Ek kan dit indink dat Emmanuel in daai oomblik daaraan dink. Om te vra, maar hoe is God by ons hier te midde van die tragedie wat ons voor ons sien afspeel? En ek wil graag vir ietsie wys hier in my kantoor. Ek is bevoorreg genoeg om 'n stukkie van Emmanuel se kunsboek wat verbrand het in sy huis, om dit hier by my in my kantoor te kan hê. Maar dis ook 'n storie vir 'n ander dag. Hier wil ek julle uitnooi om teenwoordig te wees, om oop te wees vir die oomblik, om oop te wees vir die boodskap wat God vir ons vandag wil bring deur Emmanuel. Geniet dit. Goeiedag, dis 'n voorreg om saam met jou te kuier vandag. En ons tema gaan oor skaarsheid en oorvloed en vrygewigheid. Wat 'n interessante tyd om te praat oor skaarsheid, oorvloed en vrygewigheid in 'n jaar wat baie uitdagings gebring het.
Maar ek dink graag saam met jou oor hierdie uitdagende situasie, of jy nou by die huis sit en rustig na die video kyk, of hier in die erediens, mag die Here vir jou geestelike oë gee, om die oorvloed te kan raak sien wat hy reeds vir jou gegee het, en sy teenwoordigheid vandag beleef, net daar waar jy is. Ek en Fourie kom al 'n lang paadjie saam, ons was saam in die klas, ek ken vir Poenie ook al die jare, en ja, Marco en Dorette was by Linwood gemeente, waar ek op die oomblik is. So dit voel sommer so amper bietjie tuis om by julle te kan kuier. So dankie vir die geleentheid om saam by die woord te sit en die Here se teenwoordigheid en sy gawes stadig maar seker te laat oopgaan, soos 'n blom wat oopgaan in die lente. Ek begin graag met 'n gebed. O Here, onuitputlike bron van alle goeie dinge. Ons eer U vir die gawes van U liefde. Gee dat ons U woord vandag kan hoor, met 'n opregte begeerte om te ontvang wat U vir ons aanbied, en om te gaan doen wat U van ons vra. Graveer U liefdevolle woorde nie net in ons verstand nie, maar diep in ons harte. Verander ons wese deur die Heilige Gees, om al meer aan U beeld gelyk te word, liefdevol, teenwoordig. Ons wil ons verwonder oor die heerlikheid en oor U vrygewigheid. En terwyl ons vandag in die spieël van U blye boodskap kyk, bid ek, Here, dat U ons harte sal vul met dankbaarheid. Here, raak ons aan met U teenwoordigheid op U manier in ons elkeen se lewe. Amen. Ons skriflesing vandag is uit 2 Korintiërs 9 vanaf vers 1 gaan ons lees, en ons gaan tot by vers 15 saam lees. Eintlik is dit oorbodig dat ek aan julle skrywe oor die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Ek weet dat julle graag wil help, en ek het al by die Macedoniërs met lof oor julle gepraat. Agaia, het ek gesê, is al 'n jaar lank reg om te help. Julle ywer het ook die meeste ander aangespoor. En dan van vers 5 af, daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor, om vooruit na julle toe te gaan. Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het, vooraf in orde bring, dan sal dit gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid, nie as iets wat afgepers is nie. Dink daaraan, wie karig saai sal karig oes, wie volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee, soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God wat by magte is, om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg sal hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig. God wat die saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewig en ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg, om in elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg gehad dat God gedank word, want die bediening van hierdie hulp betoon voorsien nie alleen vir die behoeftes van gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God die eer bring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus, wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God so oorvloedig oor julle was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Ons lees tot sover
2 Korintiërs 9. Stel jou voor, as ek en jy in die straat afstap, dat ons rustig langs mekaar stap, en vars lug kan inasem, en sommer net gemaklik kan wees, sonder om bekommerd te wees, dat jy my asem of my suurstof steel, en dat daar nou nie genoeg is vir ons nie. Dit sou vreemd wees, nie, om te dink, dat iemand die hele tyd bekommerd is, of hy genoeg lug of asem het. Maar as ek en jy diep duik, en my lug raak 'n bietjie op, van my lugbottel, en ek vra asseblief, help my so bietjie, en gee my 'n bietjie van jou suurstof, dan sal dit bietjie ongemaklik begin raak, nee, mens sal gespanne raak, want daar's nie genoeg nie. Vroeger, in die ander prentjie wat ons gehad het, was daar oorvloed en genoeg, en dan was daar gemaklikheid, maar nou dat daar skaarsheid is, kom daar 'n hele klompie komplikasies, oor wat ek van myself hou, wat ek bereid is om te gee, en die emosies wat daarmee gepaard gaan. Ek het dit een keer getoets met 'n klomp kinders, by 'n kindermoment in die erediens. 'n Groot groep kinders van so 40 het voor my kom sit, en ek het toe vir hulle gesê, maar tog, ek het nie besef, hulle is so baie vandag nie, ek het net 8 sjokolades hier, so, wie van julle wil dit hê? Daar duik die klomp kinders op my af, en hulle gryp dit, het is soos daai Vrydag uitverkopings, aan die einde van November, die Black Friday uitverkopings, gryp hulle vir hierdie sjokolades, en die een boer die ander, en daar's kom 'n bietjie trane gewees, soos hulle in skaarsheid gegryp het na hierdie paar stukkie sjokolade. Ek het toe nou gelag en gesê, goed, moet bekommer nie. Ek het genoeg sjokolades en omgedraai, en agter die toonbank het ek toe nou 'n klompie sjokolades uitgehaal. Daar meer as genoeg is vir almal, om die waarheid te sê, elkeen kon selfs ekstra neem, en gaan uitdeel in die banke. En skielik was daar hierdie rustigheid, hierdie ligtheid, en hierdie blymoedigheid, hier is ook vir my, en hulle het gaan uitdeel, al met die banke langs. Maar die effek van skaarsheid, teenoor die bewussyn van oorvloed, en die emosies wat daarmee gepaard gaan, was so mooi geïllustreer. En natuurlik beleef ons in die lewe op verskeie fasette, forme van skaarsheid. Ons het dit in hierdie ruk beleef, hoe dit moet voel om in jou vryheid ingeperk te wees, finansiëel skaarsheid te beleef, in verhoudinge skaarsheid te beleef, emosioneel ook 'n forme van skaarsheid te beleef. Maar die vraag is, as jou lewensingesteldheid dan 'n lewensingesteldheid word van skaarsheid, 'n mentaliteit van skaarsheid, asof dit op alle vlakke geldig is, asof daar net skaarsheid is, dan kom daar 'n hele klompie emosies los van angs, van vrees, van onsekerheid, van moedeloosheid, van hooploosheid, van krampagtige vasgryp aan dinge. En as dit in elke terrein van mense lewe tevoorskyn kom, dink net hoe moeilik dit kan wees as jy op so 'n manier leef. Hierdie gedeelte kom egter met 'n baie interessante hoek, want hy ons nooi om ons oë oop te maak vir 'n vorm van oorvloed wat nooit weggaan nie. 'n Oorvloed wat die Here vir ons gee, deur al die seisoene van die lewe, selfs wanneer dit sogenaamd op sekere fasette van ons lewe forme van skaarsheid is, selfs armoede, of selfs verhoudingsgebrek, of wat daar emosionele gebrek is, dan is God se teenwoordigheid en gawes in oorvloed daar. Die uitnodiging wat hierdie teks vir ons sê, is om te hoor dat God te midde van ons ervaring van skaarsheid, ons geestelike oë moet oopmaak, en net bewus wees van sy oneindigende fontein van goedheid en liefde en genade wat altyd daar is. Ek lees 'n paar gedeeltes uit hierdie gedeelte wat ons gelees het. Vers 8 sê byvoorbeeld dat God by magte is om alles in oorvloed te skenk, sodat jy in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra. Hoor daai woorde van alles, oorvloed, alle opsigte. Vers 9, hy deel uit, en hy gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig, praat hy van God. En dan vers 11, hy maak julle in alles ryk genoeg. En dit weerspieël eintlik wat ons in ander tekste van die Bybel ook sien. As jy byvoorbeeld in Efesiërs 1 vers 3 net hoor die pragtige teks wat hy sê,
Hy het ons in Christus Jesus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Hy het ons geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, het hy reeds aan ons gegee. En dieselfde in Openbaring, in Smyrna sê hy die volgende, ek ken julle armoede, tog is julle ryk. So, hy nooi ons om ons oë oop te maak vir 'n vorm van oorvloed, wat in God gesetel is, wat hy in jou gegee het, 'n fontein van gawes wat opborrel, wat altyd daar is. En die probleem is, waarop gaan jy jou oë fokus? Net op die skaarsheid van jou leë beursie, of van verhoudinge wat dalk skeef loop, of ander forme van skaarsheid, dalk gesondheid, wat jy in skaarsheid beleef, of kan jy dit regkry om die uitnodiging van hierdie teks te hoor? Dat daar 'n vorm van oorvloed is op 'n ander vlak, wat vir jou gawes gee, om in die ervaring van fisiese of emosionele of finansiële skaarsheid, 'n vorm van geborgenheid, vrede en oorvloed te kan beleef, en nie hierdie krampagtige lewensingesteldheid te kan hê nie. Ja, die afgelope jaar het vir elkeen van ons maar baie uitdagings gebring. En as mens net dink op watter vlakke ons uitgedaag is. Maar is interessant, ons is nie spirituele boemelaars nie. Daar's 'n baie interessante artikel wat verskyn het in Indië oor die rykste boemelaars wat in Indië is. En jy het reg gehoor, die rykste boemelaars in Indië. Daar's byvoorbeeld 'n boemelaar met die naam van Bharat Yayin. Hy bly op straat, slaap in kartonbokse en bedel by mense geld. Hy het 2 woonstelblokke wat hy besit en 'n groot winkel wat hy bestuur. Die ander persoon wat op hierdie lys van die rykste boemelaars is Shamji Kale. En Shamji Kale het ook 'n woonstel, 2 huise, 'n groot stuk grond wat hy verhuur, maar elke dag leef hulle soos boemelaars. Ons het nie genoeg nie, terwyl eintlik is hulle bankrekeninge vol. Eintlik het hulle meer as genoeg vir kos, vir verblyf, vir alles, maar hulle leef soos boemelaars. Ek is bekommerd dat ons nie bewus is en bewus leef van die oorvloed wat reeds gegee is nie. Dis nie 'n vorm van oorvloed wat ek eers moet verdien, of wat ek iets spesifiek met klomp rituele moet gaan nie. Die fontein van God se Gees is in jou, is daar by jou. Al wat van jou gevra word is om met geloof, met geloofsoë, bewus te wees van God se teenwoordigheid, sy liefde en genade. En die effek daarvan is dat dit mense lewe oopsluit. Dat dit jou lewe oopsluit tot 'n vorm van blydskap, tot 'n vorm van dankbaarheid. En interessant, in hierdie teksgedeelte word 4 keer verwys na dankbaarheid. Want wanneer jy besef dat ek oorvloed het, my beker loop oor van die gawes wat God gee, dan kan jy nie anders as om dankbaar te wees teenoor 'n gewer wat te midde van alles en ten spyte van wat ons doen en hoe ons geloof baie keer tekortskiet, steeds vir ons in oorvloed gee. Byvoorbeeld vers 5 sê, die werklike offer van dankbaarheid. Vers 15, ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Dankbaarheid begin vloei. En weet jy, dankbaarheid is een van die grootste sleutels vir lewensgeluk. Daar's verskeie navorsingsstukke al gedoen rondom lewensgeluk. En as daar een lyn is wat telkens bevestig word, byvoorbeeld in Martin Seligman se boek, Authentic Happiness, van alles wat hy getoets het om lewensgeluk te gee, was dankbaarheid dit wat vir die mense die meeste geluk oopgemaak het. Viktor Frankl het in die tronk dit beleef, toe hy daar in die konsentrasiekampe gebly het, en onder haglike omstandighede verskriklike swaar tye beleef het, maar in sy briewe skryf hy dan telkens dinge waaroor hy dankbaar is. Hy selfs dankbaar op 'n stadium vir die vlooie wat in hulle area is waar hulle gebly het, want dit het gekeer die soldate by hulle inkom, want die soldate wou nie vlooie op hulle hê nie, en dan het hulle 'n klompie pyn vrygespring. Walt Disney het byvoorbeeld gesê, the more you are in a state of gratitude, the more you will attract things to be grateful for. The more you are in a state of gratitude,
the more you will attract things to be grateful for. En dis presies wat hierdie gedeelte van praat, is wanneer ons met dankbaarheid begin gee, dan begin daar 'n vreemde dinamika kom, want soos wat ek gee, kry ek ook terug, en kom daar 'n oes, en het ek weer meer om te gee. Dis soos 'n pyp wat nie verstop is nie, maar wat alles deurgee wat binne-in is, en soos wat hy gee, kan hy weer kry. En dis 'n oop kanaal te wees van die gawes wat ek ontvang, kan ek weer deurgee en deurgee. Die blymoedige gewer is die een wat die groot opbrengs het. Interessant, die Engelse vertaling vertel dit baie mooi, skryf dit baie mooi in vers 6 en 7. The stingy planter gets a stingy crop. A lavish planter gets a lavish crop. I want each of you to take plenty of time and think it over and make up your own mind and what you will give. That will protect you against sob stories and arm twisting. God loves it when the giver delights in giving. God can pour on all the blessings in astonishing ways so that you will be ready for anything and everything, more than just ready to do what needs to be done. En die gawes wat natuurlik hiervan gepraat word, wat ons gee, is nie net finansiële gawes nie. Dit wat ons in die Here uit ontvang as 'n fontein wat opborrel en vloei, wat onbeperk is juis ook gawes soos liefde. Saai jou liefde. Dit kan nie opraak nie, en dit bring vreeslik baie vrug, soos wat jy liefde uitdeel. Soos wat jy vergifnis uitdeel, ontvang jy ook 'n vorm van dankbaarheid, van groei. Wanneer jy geduld saai, kan daar ook rustigheid, vrede en stabiliteit groei. Wanneer jy gasvryheid uitdeel, onbeperk, dan bring dit ook soveel mooi vrug na vore. Wanneer jy jou tyd gee, wanneer jy jou aandag gee, daar's so baie dinge wat ons heeldag kan gebruik en wat oneindig is, wat ons in hierdie proses van dankbaarheid aan ander kan gee. The gardener receives a great return when he willingly gives away his crop. Dit is wat een van die skrywers oor hierdie stuk skryf. As jy vrywillig iets van jouself gee, nie uit hierdie moeilike emosionele staat van verknogtheid, maar juis uit 'n staat van dankbaarheid, van oorvloed. Dis dan wanneer ons kan begin gee. En kyk net wat die effek is van ons gee. Die teks wil dit baie mooi sê, daar's eintlik 'n viervoudige effek van wat gebeur wanneer jy begin gee en jy hierdie oorvloed uitleef. Die eerste ding is, natuurlik word die behoefte van iemand aangespreek. As iemand liefde nodig het, word die persoon se behoefte aan liefde aangespreek. As dit finansiële of ander behoeftes is wat jy aanspreek, soos kos of klere, word die nood aangespreek. So aan die een kant word die nood aangespreek. Dis die eerste positiewe gevolg. Die tweede wat hy 4 keer in hierdie teks van praat, is wat dan gebeur, is dat mense hulle dank teenoor God uitspreek. Kyk bietjie daar in die teks. By een plek praat hy ook van die eer word aan God gegee. Omdat jy nou vir iemand anders as 'n blymoedige gewer iets gee, liefde, aandag, vergifnis, omgee, finansiële bronne, wat jy ook al gee daai persoon die eer aan God. En daar's dankbaarheid by daai persoon. Wat hierdie derde effek van gee ook is dat dit plaas God eerste in ons lewens. Daar's so baie dinge wat meeding op ons aandag, op ons fokus, op dit wat vir ons waardevol moet wees in die kern van ons lewens. Maar as jy dit kan regkry om iets van mammon, iets van hierdie finansiële en materiële kragte op ons te kan loslaat, te kan laat gaan, dan bring dit weer opnuut die fokus op God alleen. En dis die volgende effek van ons gee, dat dit eintlik ook geld op sy plek sit. In 'n baie mooi stukkie wat Trevor Hudson geskryf het, sê hy die gevaar is dat ons al ons besluite neem net op grond van finansiële oorwegings. En dat ons vergeet van al die ander gawes en faktore wat ons ook in ag moet neem. En is in daai geval wat dit nodig is
om soms maar ook daai geleentheid van gee te benut, om daai vrymaking en vrylating te beleef. Hy vra, is dit vir jou moeilik om te gee? Hoe moeilik is dit vir jou om te gee? Wat sê dit van jou aan jou verknogtheid, aan byvoorbeeld dit wat jy gevra word om te gee? Is jy byvoorbeeld meer respekvol teenoor mense wat baie geld het as mense wat arm is? Dis nogal 'n goeie vraag, om te kyk, hoe het hierdie ook 'n effek op die houding wat jy teenoor ander het? En vind jy sekuriteit in inkopies of in jou besittings alleen, of vind jy ten diepste jou sekuriteit in God? Ek wil jou graag nou uitnooi om net weer eens 'n oombliekie tyd te maak, om net bewus te raak van God se fontein van goedheid wat ewig in jou vloei. En ook deur die afgelope jaar wat verby is tot hier, terug te dink en te besef, deur al die seisoene en die uitdagings wat die afgelope jaar gebring het, was God nog altyd daar, was God se liefde altyd daar, is hy altyd vir jou, maak hy jou meer as 'n oorwinnaar te midde van die omstandighede. En daarom eindig ek graag met hierdie baie mooi aanhaling wat jou uitnooi om op elke vlak te gee. John Wesley sê, doen so goed as wat jy kan, op soveel maniere as wat jy kan, op soveel plekke as wat jy kan, aan soveel mense soos wat jy kan, so dikwels as wat jy kan, en so lank as wat jy moontlik kan. Doen goed soveel as wat jy kan. God se oneindigende fontein van goedheid is in jou as 'n bron. Mag jy met hierdie bewussyn van oorvloed hier uitstap in die lewe tegemoet stap, nie as 'n spirituele boemelaar nie, maar as 'n miljonair in Christus. Amen. Ek gaan vir ons voor met 'n gebed. Here my God, so stilweg en so eg toon U aan my wie U werklik is. U die skepper van alles wat goed is. U gee aan my die lieflikste dinge. U maak my gelukkig wanneer ek U daarom vra. En selfs lank voordat ek nog daarvoor vra, U skenk aan my die een verrassing na die ander. U gee my liefde. U liefde is my lewe. U omring my met mense vol liefde. Here, hoe ryk is U, dat U my dankbaarheidsbeker so kan laat oorloop met ryke seëninge. Ek kry van U moed om berge te versit en vrede, sodat die kwaad en die bekommernisse my nie kan oorweldig nie. U gee aan my hoop, sodat ek op U alleen kan vertrou. En sodat hoop my lewe kan vul. My lewe is so ryk aan U genade. Here, as ek aan U gawes dink, wil ek U net loof. Dankie ook vir die tye wat ons nou beleef. En dat ons te midde van uitdagende tye tog ook U omhelsing en nabyheid kan beleef. Here, herinner my om te onthou dat U seëninge reeds aan my gegee is. Maar dat dit nie oor die seëninge gaan nie, maar oor die gewer, U wat die Alfa en die Omega is. Meer as alles, wat ek so oorvloedig van U af ontvang, Here, wil ek van blydskap juig, omdat U die gewer is. Ek loof U as die skepper van alle goeie dinge, wat die wêreld en al die oorvloed daarin met U skepsels deel. Kom, dank nou almal God, met hart en mond en hande. Ons dank U, Here. Amen. Dankie Emmanuel vir 'n absolute wonderlike en duidelike, eenvoudige boodskap. Wat ek by Emmanuel hoor, is dat ons geestelike oë moet oopmaak en dat ons op so 'n manier bewus kan wees van God wat by ons is. Want God is in God se wese 'n God wat gee. Maar die ontknoping kom daarin dat ons besef dat God nie altyd gee soos wat ons wil hê nie. God gee baie meer en op 'n heeltemal ander manier
as wat ons wil ontvang. Maar as ons bewus raak daarvan, dat God by ons is, en dat God vir ons gee, in oorvloed vir ons gee deur die Gees, dan kan ons bewus leef van God wat by ons is. Het ons 'n ander ingesteldheid op die lewe, en dan kan ons in liefde en vreugde en vrede leef. En die kern van die boodskap wat ek by Emmanuel gehoor het vandag, is die idee van dankbaarheid. Dankbaarheid. Want dit kom ook uit die teks, waar die woord dankbaarheid, of die idee van dankbaarheid, 4 keer weergegee word. En dit is die sleutel, soos Emmanuel sê. Die grootste sleutel vir lewensgeluk. Lewensgeluk lê nie daarin op die geld wat jy het nie, maar in die ingesteldheid van dankbaarheid. Is dit nie presies ons tema nie? Skaars genoeg. In 'n ingesteldheid van skaarste, waar jy nie genoeg het nie, fokus jy op dit wat jy nie het nie, dit wat jy kort, dit wat jy wil hê. En dis 'n bemarking werk. Die hele wêreld sê vir ons heeltyd, maar jy het nog nodig. As jy nie hierdie iPhone koop nie, dan gaan jy nie 'n vol lewe kan hê nie. Gaan jy nie 'n lewensgeluk beleef nie. Die hele wêreld werk so. En tap in op daai soeke na meer. Maar aan die ander kant, as ons kom by genoeg, dit is presies 'n lewe van dankbaarheid. Dis nie 'n lewe wat wonder oor wat jy nie het nie, maar 'n lewe wat fokus op dit wat jy reeds het. Dit is dankbaarheid vir wat ek nou reeds het, wat God vir my gee, omdat ek oop is daarvoor, om te besef wat God vir my gee. En dan, om jou af te sluit, die gedagte van, is 'n mooi wat Emmanuel gebruik het, die idee van 'n kanaal of 'n pyp, wat nie verstop is nie, maar kan deurvloei. Dit is mooi om te dink, die woord kanaliseer. En op so 'n manier, as ons oop is om God se oorvloedigheid te beleef en te ervaar, kan ons God se goedheid en liefde kanaliseer deur ons lewens, deur ons wese. Amper bietjie iets van Stefan se boodskap, wat ons onsself gee, alles gee, vir ander. En dat deur hierdie kanaal, liefde en vreugde en genoeg kan vloei. Mag hierdie boodskap van vandag jou so aangryp, soos wat my aangegryp het. Ons kom nou op 'n punt in ons erediens, wat ons die kans gegee word om te kan gee. So op die bord verskyn hier nou die bankbesonderhede van die kerk, waar jy per EFT of met Pay2Day jou tiende, jou kollekte kan oorbetaal. Merk dit net vir ons 10de maand, asseblief. En ons het in die week ook besef, hoeveel mense hulp nodig het. Hoeveel mense by ons kerk om aanklop het. Wie ons so dankbaar is, dat ons gemeentelede so vrygewig kan gee, dat hulle God se liefde en goedheid kanaliseer na die gemeente toe, dat ons dit vir die gemeenskap kan uitdeel. Dit is 'n groot voorreg om te kan gee. Onthou, Paulus het nog net een keer, of het net een keer in die Bybel vir Jesus aangehaal. En dis waar hy sê, om te gee is beter as om te ontvang. Mag jy ook iets daarvan beleef. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir die geleentheid om te kan gee, dat ons u goedheid en oorvloedigheid so kan kanaliseer deur ons. Dankie dat ons op so 'n manier instrumente kan wees van goedheid en liefde en van genoeg in u wêreld. Here, help ons om altyd hierdie koninkryksgedagte voor oë te hou, dat ons u koninkryk so kan beleef hier op aarde, reeds om ons en by ons. Amen. Mag jy 'n lewe van dankbaarheid leef. Mag jy uit dankbaarheid gee. Mag jy in jou wese dankbaar wees. Mag God drie-enig jou seën, sodat jy 'n seën vir die wêreld kan wees, van nou af tot in ewigheid. Amen. Draw me close to you. Never
no one else will do. 'Cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find